Geel en bruin en rooi, lê die blare bymekaar. Waar het die herfswind hulle gekry? Onder watter bome het hy hulle uitgehark, om dit hier saam te gooi in die nuwe harmonie van 'n vrolike, warm kleurespel. Byna soos daardie eerste gemeente, daardie mengelmoes van mense wat deur die Gees bymekaar gewaai is, wat die saamwees gekoester het met omgee vir mekaar, wat die bymekaar wees so geniet het, dat meer en meer mense wat dit gesien het, wou deel word van hierdie nuwe harmonie van saamwees. Dis 'n gedig deur Niels Jackson. As die Here die huis nie bou nie, te vergeefs werk die wat daarin bou. As die Here die stad nie bewaak nie, te vergeefs waak die wagter. Te vergeefs dat jy vroeg opstaan, laat opbly, brood van smarte eet, net so goed gee hy dit aan sy beminde in die slaap. Amen. Mag die God van hoop julle deur julle geloof met alle blydskap en vrede vervul, sodat julle hoop oorvloedig kan word deur die krag van die Heilige Gees. Amen. Hoekom is jy deel van 'n geloofsgemeenskap? Hoekom is jy deel van 'n gemeente as jy is? Hoekom voel jy dat dit vir jou nodig is om daar te wees waar jy is? Wat maak dat jy elke keer weer teruggaan soontoe? Lê dit gewoon sommer maar net by 'n dominee wat dalk pragtige en kragtige boodskappe kan lewer, waar jy die woord van die Here die hele tyd kan hoor, op 'n pragtige en deurdagte wyse. Natuurlik is dit mos waar. Dit is ook iets wat maak dat jy soontoe sou gaan. Is dit dalk aan die ander kant ook die musiekbediening wat op 'n kreatiewe manier vir jou aangebied word, waar jy sal kan sê, maar ek sing so lekker wanneer ek daar is. Die musiek wat vir my aangebied word is kontemporêr. Dit is iets wat ek graag na luister. Dit voel of dit sin maak binne in my lewe, asof ek half een kan wees met hierdie musiek. Die wyse waarop dit aangebied word, ook die vrolikheid of vreugde wat daarmee kan gaan. Natuurlik is dit ook waar. Natuurlik bring dit ook mense bymekaar. Is dit aan die ander kant dalk ook die informele wyse waarop mense dalk bymekaar kom binne in die moderne tyd waarbinne in mense lewe? Natuurlik kan dit ook vir jou belangrik wees. Daar is soveel dinge wat deel kan wees van die feit dat jy deel van 'n geloofsgemeenskap, van 'n gemeente is en ook deel daarvan wil wees. 'n Ander belangrike ding sou 'n mens kon sê, en seker die belangrikste ook, is dat die Heilige Gees ook vir 'n mens binne in 'n bepaalde tyd in jou lewe lei om ook deel van so 'n gemeenskap te kon wees. Maar dan is daar iets wat onontbeerlik is. Wat onontbeerlik is binne in 'n kerk. Wat letterlik maak dat 'n gemeente staan of val. En dit sluit nie die ander dinge waarvan ek gepraat het uit nie. Maar hierdie belangrikheid het te doen met ons verhoudinge. Het te doen met die feit van oor hoe mense by mekaar kom en ruimte maak vir mekaar. Want sien, baie van hierdie ander dinge kan weggaan. Dit kan wees dat die kreatiewe dominee wat jy het, dalk sou kon weggaan. Dat hy of sy nie meer in die gemeente sou kon wees nie. Dit sou kon wees dat daar dalk minder mense sou wees wat deel is van die musiekgroep van die gemeente. Dit sou kon wees dat daardie wyse van aanbidding dalk 'n bietjie sou kon verander. Dit sou kon wees dat daar nuwe gewoontes ook aangeleer word binne in 'n geloofsgemeenskap wat dalk 'n bietjie meer vas sou kon wees. Wat sou maak dat jy nog al die tyd graag deel van so 'n gemeenskap wou wees? Wat sou maak dat jy deel van hierdie proses kan wees dat ander mense sou wou bykom? Dit het te doen met verhoudings en die wyse waarop 'n mens ook binne in verhoudings lewe. Dink nou maar sommer net weer aan daardie eerste gemeente waarvan Handelinge 2 praat, wanneer hulle by mekaar was. En baie keer idealiseer ons dit mos. Hierdie
mense wat onder leiding van die Heilige Gees ook by mekaar gekom het en wat alles met mekaar gedeel het. En daardie pragtige woorde dat die Here ook diegene wat gered is, by daardie gemeente gevoeg het. Hoekom? Omdat hulle ook hoog in aansien was. Wat maak hulle hoog in aansien? Wat hulle hoog in aansien maak by mense, is die wyse van oor hoe hulle teenoor mekaar optree. Want sien, baie dinge gaan verby, raak weg. Maar dit is die een ding. My kerkgebou kan afbrand. Dit kan weggaan. Maar daardie ding van om deel van 'n groep mense te wees, waar binne ek kan tuiskom, waar binne ek iets van myself kan gee, waar binne ek gelei kan word, waar binne ek kan groei, waar binne ek 'n intimiteit, 'n koinonia, 'n saamwees kan beleef, waar binne ek ook iets kan gee van myself. Dit is so belangrik en dit is blywend. Dan is dit belangrik dat 'n mens dit ook sou kon oppas. Wanneer Paulus skryf vir die gemeente van Rome, dan skryf hy ook vir die gemeente van Rome binne hierdie messiaanse tyd, hierdie tyd nadat Jesus ook opgevaar het na die hemel toe. En in hierdie bedeling van die Heilige Gees waarbinne die kerk ook lewe. Hy skryf vir hulle daar in die gemeente van Rome. Vir hom so belangrik dat daar iets van 'n eenheid sal wees, 'n gemeente wat 'n mens dan ook sou kon sê uit verskillende groepe sou kon bestaan, maar wat ook gekenmerk sou kon wees van mense wat van oral af sou kom. Wanneer Paulus ook sou geskryf het, dalk vir 'n gemeente soos in Korinte of in Efese of waar ook al, dan is dit ook waar dat daar 'n groot stuk verskeidenheid by daardie mense sou wees. Maar dan belangrik dat die verhoudings daar sou wees. Dat die broederliefde vir mense, vir ander mense daar sou wees. Aan die ander kant dat daar ook liefde vir die vreemdeling, die een wat buite staan, sou wees. Maar op een of ander manier moet hierdie feit van hierdie liefde gedemonstreer word binne in die gemeente, om dit ook aantreklik te maak, en dit maak dat ons almal deel daarvan kan wees. Nou, die gedeelte in Romeine 15, wat ek saam met jou wil lees, vertel iets daarvan. Vertel iets van dit wat moet gebeur, maar waarin die gesindheid, die basiese gesindheid wat by mense is en behoort te wees, die gesindheid van Christus sou wees. Ek lees graag vir jou in Romeine 15 van vers 1 af. Maar ek wil net eers graag 'n kort gebed saam met jou doen. Here, baie dankie dat ons die woord het, dat die woord die waarheid is, dat dit ons rig, dat dit ons lei, dat dit elke dag ook van ons wil verder vat, vorentoe vat, ook in die geloofspad, en op die geloofspad wat ook met ander gedeel kan word, en 'n geloofspad wat ook die oog het op ander, wat ook sal kan buite staan, om ook hulle deel te maak, omdat die geloofsgemeenskap, die gemeente, net so aantreklik is, dat hulle nie daar kan wegbly nie, omdat hulle iets van U daarin sou kon raak sien. Seën die woord, en wil U verheerlik word, in Jesus se naam. Amen. Romeine 15 van vers 1 af sê iets van die optrede in belang van mekaar. Ons wat sterk is in die geloof, is verplig om die swakhede te dra van diegene wat nie sterk is nie, en nie onsself te behaag nie. Laat elkeen van ons sy medemens behaag, met die oog op wat vir hom goed is en hom kan opbou. Christus het tog ook nie homself behaag nie, maar soos daar geskrywe staan, die beledigings van hulle wat U beledig, het my getref. Alles wat vroeër opgeteken is tog vir ons tot lering opgeteken, sodat ons hoop kan hê deur die volharding en die bemoediging wat ons uit die skrif ontvang. En mag die God wat volharding en bemoediging bewerk gee, dat julle onder mekaar eensgesind sal wees, ooreenkomstig die wil van Christus Jesus, sodat julle eenparig, ja, uit een mond aan God, die Vader van ons Here Jesus Christus, die lof sal bring. Daarom, vers 7, aanvaar mekaar, soos Christus julle ook aanvaar het, tot eer van God.
Ek sê vir julle dat Christus 'n dienaar van die besnedenis geword het, aan die ander woorde van die Jode, terwille van die waarheid van God, sodat hy die beloftes aan die vaders kon bevestig, en die nasies God oor sy ontferming kan verheerlik, soos daar geskrywe staan. En dan is hier 'n paar aanhalings vanuit die Ou Testament. Daarom sal ek u loof onder die nasies, en tot eer van u naam sal ek 'n lofpsalm sing. Dit kom uit Psalm 18, vers 50. En daar staan ook, wees bly nasies, saam met sy volk, Deuteronomium 32, vers 43. En weer, loof die Here alle nasies, prys hom alle volke uit die kortste psalm uit, Psalm 117, vers 1. En dan uit Jesaja 11, vers 10, en Jesaja sê op sy beurt, daar sal 'n loot van Isaï kom, en hy sal opstaan om oor die nasies te regeer, en op hom sal die nasies hoop. Mag die God van hoop julle deur julle geloof met alle blydskap en vrede vervul, sodat julle hoop oorvloedig kan word deur die krag van die Heilige Gees. Dink sommer ook aan Johannes 17 vers 20. Ek bid egter nie net vir hulle nie. En dit is Jesus se hoëpriesterlike gebed vir die disippels, maar ook vir die wat deur hulle woorde in my glo, dat hulle almal een kan wees, net soos u Vader in my is en ek in u, en dat hulle ook in ons kan wees, sodat die wêreld kan glo dat u my gestuur het. Ons grootste geskenk aan die wêreld. Wat is ons grootste geskenk? Wat is die grootste geskenk aan die wêreld? Wat ons aan die wêreld kan gee? Natuurlik is dit waar dat ons die evangelie van Jesus Christus aan die wêreld kan gee. Maar hoe doen ons dit? Wat is die grootste geskenk wat ons kan gee? Die grootste geskenk lê in lyn met dit wat Jesus kom gee. Dat God sy eniggebore seun gestuur het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Dit beteken dat ons onsself sal gee. Dat daar iets vanuit onsself uit na vore sal kom. 'n stuk weggee van onsself. Wat beteken dit eintlik in effek? Dit beteken dat ons brûe sou bou na mekaar toe, vanuit die verskeidenheid wat by ons kan bestaan. Dat verskeidenheid nooit 'n geskeidenheid mag wees nie, maar dat dit hoogstens verskeidenheid sal wees, en dat ons brûe sal bou om na mekaar toe te kan beweeg. Aktief deel daarvan sou kon wees. Met ander woorde, 'n aktiewe manier om na mekaar toe te beweeg. Vir Paulus is dit eintlik al die 3de keer hier in Romeine 15 dat hy probeer, dat hy daaroor praat, oor die eenheid wat by gelowiges behoort te wees. En hier praat hy daaroor dat die sterkes, die mense die sterker is waarvan hy deel sou wees, ook terwille van die swakkes, ook daar sal wees, om ook vir hulle in hulle swakheid enigstens sterker te kan maak. Dit beteken om iets van die gesindheid van Jesus te hê, om neer te daal letterlik na die mense toe, na ander toe, om hulle te kan ontmoet binne in hulle lewe. Dan beteken dit dat ek iets vanuit my eie selfversekerdheid, vanuit my eie sekerheid wat ek mag hê, sou beweeg na die ander, wat ook broos kan wees, wat ook hulpeloos kan wees, ten opsigte van hulle geloof, en ook ten opsigte van hulle menswees. En dat dit nie 'n vernedering vir my sou wees nie, maar 'n bereidheid. En dat daardie persone, wat swakker sou kon wees, ook 'n stuk openheid sou hê, om diegene in hulle lewe te ontvang, wat ook sterker sou kon wees, binne in die geloof, sodat daar ook 'n saamgroei sou kon wees, binne in die tyd, waarbinne ons leef. Dis die eerste belangrike ding. En dan kom Paulus eintlik daarby, om te sê, maar dit gaan nie net daaroor eintlik, oor sterker is en swakker is nie, op grond van die liefde van Christus nie, en op grond van die gesindheid van Christus nie, en die gesindheid in daardie omstandigheid, terwille van die koninkryk nie, maar dat daar 'n deurlopende eensgesindheid sou wees ten opsigte van mekaar. Dit beteken nie dat almal sou saamstem met mekaar nie, maar dat daar tussen alle mense wat deel is van die gemeente, maak nie saak van watter volk of stam of nasie
iemand sou kon kom, of van uit watter stand iemand sou kon kom, of uit watter wêreld iemand sou kon kom nie, maar dat daar 'n stuk eensgesindheid by mense sou kon gebeur. Van die hele Pinkster gebeure, die gebeure wat deur die Heilige Gees gebeur het, maak juis daardie ruimte, dat mense ook in hierdie tyd waarbinne ons leef, juis ook na mekaar toe moet beweeg. Want die oomblik wanneer iets van dit sou gebeur, dan beteken dit dat die gemeente dadelik 'n gesig sou kon hê na buite toe, na die wêreld toe, wat nie veronagsaam kan wees nie, kan word nie. Dat die wêreld buite dit sou kon sien. Want hoekom sou iemand wat nie 'n gelowige is nie, deel van die Christendom wou wees? Wat sou die Christendom vir hom of haar aantreklik maak? Dit sou wees daardie gesindheid wat by mense is. Baie keer sou mense sê, iets van hierdie negatiewe opmerking kon maak. Ja, met die Christus van die Bybel kan ons 'n pad loop, maar met sy volgelinge sukkel ons 'n bietjie om 'n pad te loop, is dit vir ons moeilik. Hoekom is dit moeilik? Want dit gaan daaroor, oor dit wat hulle sien, dit wat hulle beleef hulle eensgesindheid, beweeg hulle brugbou, beleef hulle koneksie tussen mense, want het is toch belangrik dat ons, om die Engelse woord te gebruik, dat ons connect sou wees met God, en dit is moontlik in Christus Jesus, maar dat ons ook met mekaar in 'n koneksie kan lewe, in 'n verbintenis kan lewe, ook iets van 'n connection towards each other. En dan beteken dit vanuit dit uit ook 'n koneksie ten opsigte van die wêreld, dat ander ook sou kon naderkom. Want wanneer mense nie iets van hierdie gesindheid sou raak sien nie iets van hierdie eensgesindheid sou raak sien nie, dan sou dit vir hulle baie moeilik wees om deel daarvan te kon word. Deel van so 'n geloofsgemeenskap, deel van 'n gemeente te wees, deel van die kerk kan wees. Want hoekom bestaan ons? Hoekom bestaan die kerk? Die kerk bestaan terwille van die wêreld, omdat God die wêreld liefgehad het. Hoekom bestaan gemeentes? Dit bestaan, dis geskenke wat die Here aan die wêreld gegee het. Ook die gemeente waarbinne jy is, waarbinne ek is deel van God se gawes wat hy aan die kerk gee. En binne in die kerk gee hy ook gawes waarmee ons hom ook kan dien, waar ons mekaar kan dien, mekaar kan opbou. En wanneer dit gebeur, dan gebeur daar lof, kom daar lof, word die lof van die Here ook sigbaar binne in hierdie gesindheid, word iets van Jesus en Jesus se gesindheid, Jesus se naderkoms na ons toe, en sy liefde vir ons word ook sigbaar. Maar dan word dit so, dat ander wat buite staan, dat mense wat nie deel is van die geloofsgemeenskappe nie, deel is van die Christendom nie, sou sê, maar ek wil ook deel hiervan wees. En dan word dit die ruimte waarbinne in hulle ook kan groei, waarbinne hulle die Here kan ontmoet, waarbinne hulle die Here kan liefkry, waarbinne hulle ander mense se liefde kan ervaar en Jesus se liefde daar binne kan ervaar en raak binne in hierdie tot geloof kom en hierdie saamwees, groei ook hulle lof, sodat die lof weier sou kom uitgaan. Ons is nie meer Jode binne in die kerk nie, wat vroeë Christene sou kon wees nie. Ons is baie meer as dit. Ons kom vanuit die hele wye wêreld en verstaan hoe groot die liefde van God ook vir ons was. Het ons ook deel geword daarvan, omdat ons ook iets van die liefde van die Here ervaar het. En daarom is die grootste uitstalvenster wat ons ook behoort te hê, is iets van hierdie ruimteskepende handelinge van liefde, van omgee, van deernis vir ander wat ons kan hê. Wil jy hê dat die kerk moet groei? Wil jy hê dat dit moet ontwikkel? Wil jy hê dat dit ook vorentoe moet gaan? Dan beteken dit, kom ons bou brug na mekaar toe. Want 'n brug bou 'n mens nie eintlik van een kant af nie. 'n Mens bou 'n brug van weerskante na mekaar toe. As ons 'n tonnel wil grawe van een kant af na die ander een, is die ideaal uiteindelik ook
dat 'n mens van weerskante af sou groei en iewerster vir mekaar ook daar in die middel sou kon ontmoet. Vra hy iets van ons. Iemand sê, as ons wil groei, what are other words for meet someone halfway? Dan sê iemand, compromise, accommodate, come to terms, reach a compromise, strike a balance. Dit beteken dit nie dat ons prys gee op die evangelie. Dit beteken nie dat ons prys gee op ons waardes nie, maar dit beteken dat ons iewerster ruimte maak vir ander, dat hulle ook kan naderkom en dat ons ook kan naderkom ten opsigte van hulle, 'n stuk bereidheid om dit te doen. Iets van dit wat ook in Jesus was, dat dit ook sigbaar sou word. En wat is die eindeinde daarvan? Dat God alles, in alles, vir alles ook sal wees. Mag die Here jou, ook in die geloofsgemeenskap, in die kerk, in die gemeente, dat die Here vir jou daar ook bruikbaar sal maak. Iemand wat diensbaar kan wees, ook ten opsigte van die koninkryk van God. Ons het 'n gawe wat ons aan die wêreld kan gee. Wat is dit? Dis ons. Dis die gesindheid wat ons het. Ek glo in die Heilige Gees, die wind van God, wat oor die leegheid van my lewe waai, en die koers bepaal weg van myself, weg van Tarsus na die nood in Ninive. Ek glo in die kerk wat uit Christus groei, tot nuwe skepingswerk, om alle mense met geloof en hoop en liefde te verbind aan die koninkryk van God se kind. Ek glo aan die gemeenskap van stikkende sondaars wat kniel voor die heiligheid van God. Mag die liefde van die Here Jesus Christus ons na hom toe trek. Mag die krag van die Here Jesus ons sterk maak in sy diens. Mag die vreugde van die Here Jesus ons vervul. Mag die seën van die almagtige God, Vader, Seun en Heilige Gees tussen ons wees en vir altyd bly. Amen. Mooi bly vir jou en groot seën.